Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed met jou. Ek ruil vanoggend my muurtjie vir 'n klip en 'n view. Ons is vir die naweek bietjie in Crystal Springs. En mens kan nie anders as om te dink hoe goed en hoe groot God is as jy hier sit nie. Die son is besig om op te kom. En ek het sommer net so rustigheid in my hart. Ek wil vandag 'n gedagte met julle deel. Julle ken vir Martha en Maria in die Bybel, dit was Lazarus se sissies. En soos die Bybel verduidelik, was Martha en Maria en Lazarus en Jesus huisvriende gewees. En op 'n keer nooi die sissies vir Jesus om by hulle aan huis te kom kuier. En as jy die storie gaan lees, dan hoor jy van Martha wat net skarrel in die huis en besig om alles reg te maak. En sy is besig om kos te maak, sy is besig om skoon te maak. En Maria, Martha se sussie, gaan sit by Jesus. En sy spandeer tyd met Jesus en sy raak rustig by Jesus. En Martha is besig. En ek het baie keer gedink al, Martha is 'n sleg vrou dat sy sommer nou net heeltyd besig is en sy het gaste. Maar sien, sy was 10 die oudste sussie gewees. En sy moes kos maak. Sy het dan iemand genooi om te kom eet en sy moes seker gemaak het dit is skoon en netjies. En op 'n moment toe gaan sy na Maria toe en sy sê vir Maria, "Nee man, jy kan nie net daar sit nie." En Jesus sê, "Nee, los vir Maria." Sien, want Jesus het nie net gekom om te kom eet nie. Jesus het gekom om vir Martha en Maria te kom voed en om hulle te kom stig en hulle te kom bou. En Martha was nie 'n slegte sussie gewees nie. Sy het gedoen wat gedoen moes word. Sy het gewerk. Maar die Here het haar herinner en Jesus het vir haar kom herinner en sê, "Iewers moet jy ook rustig raak en bietjie met my kom sit." En ek is so dankbaar vir die Here dat ek hierdie naweek kon kry om net bietjie 'n Maria moment te kon hê. Om net bietjie rustig te kan word en net bietjie sy grootheid weer te kan aanskou. Met lockdown wat voel of dit nooit gaan eindig in Suid-Afrika nie, is ek dankbaar dat die provinsies oop is, dat 'n mens iewers net bietjie kan gaan rus. En ek is dankbaar vir die Here dat ons net bietjie hier kan wees en kan rus, want ten spyte van lockdown en ten spyte daarvan dat 'n mens bietjie rustiger is as gewoonlik, het ek maar nog steeds my Martha moments, wat daar soveel dinge is wat moet gebeur, en ek's mal oor my werk, ek hou van wat ek doen, maar soms raak dit te veel vir 'n mens, en ek weet ons almal gaan daardeur. En as asof die Here net weer vir my kom sê, Sarita, vat net bietjie 'n Maria moment, kom sit net so bietjie by my, en kom rus net bietjie by my. In Matteus 11:28, nooi die Here ons uit en sê, almal wat moeg is en oorlaai is, kom na my toe en ek sal jou rus gee. En ek wil jou vandag sommer uitdaag om bietjie te rus. Dit was nou lang naweek gewees. En as dit vir jou moeilik is en jy's nog steeds besig by die werk en jy dinge om te doen, wil ek vir jou sê, vat iewers 'n dag, vat iewers 'n uur, vat iewers 'n middag en gaan rus net bietjie by God. Gaan rus net bietjie en gaan maak jou weer vol sodat jy kan gaan uitgee. 'n Mens kan nie net aanhou gee nie. 'n Mens het regtig nodig om op 'n punt te kom wat jy net bietjie gaan herlaai. Wat jy net bietjie gaan, soos Maria by Jesus gaan sit en net bietjie gevoed word. Ek hoop jy het vandag 'n special dag en dat jy iewers in hierdie week 'n tydjie sal kry om te rus. En daar's nêrens 'n beter plek as om rus te gaan soek as by God nie. Want sien, hy gee weer vir ons nuwe krag. Ek hoop jy het 'n lekker dag hê.